Jy luister na, delf steeds dieper. En kyk, hier word nou vandag weer gedelf in die nalatenskap van Andrew Murray. Elizabeth Jordan sit hier by my in die ateljee. Elizabeth, wat 'n wonderlike nalatenskap hierdie man vir ons agtergelaat, nê? Absoluut, maar nie net dit nie. Dit wat hy in sy boeke agterna geskryf het, is goed wat hy self deurleef het. En maar wat ons nou kyk is na hoe sy karakter ontwikkel het, hoe dat die Here aan hom nuwe goed openbaar het en vir hom verantwoordelikhede gegee het waarvoor hy nie gedink het hy gekwalifiseer is nie. Nederig. En dit het hom baie nederig gehou. Maar dit het ook 'n afhanklikheid in hom gekweek, dat die Here vir hom moet iets openbaar. Jy weet, en so ons gaan later, wel wat later, gaan ons kom by die boeke wat hy geskryf het en die impak. Nou stop ek net 'n bietjie daar. Dat hy die Almagtige verwag het om goed in hom te openbaar. Elizabeth, hierdie wete is nie net vir Andrew Murray waar nie. Praat met my daaroor. Ja, ek dink almal van ons lees goed in die Bybel en ons koppe snap dit. En dan moet daar iets gebeur dat ek daai wat in die Bybel staan, moet ek my eie maak met 'n Andrew Murray se woord was, dat ek dit proefondervindelik beleef. Dit beteken ek beproef dit, ek toets dit, wat God gesê het in sy woord. En dan in my ondervinding kry ek sy antwoord op dit wat ek vra en dan leef ek dit uit. So dit is wat ek van Andrew Murray leer, is dat hy sê, lees die woord, lees dit weer, lees al die woorde in die sin. En dit is hoekom dit vir my so belangrik is dat jy ook 'n Bybelvertaling sal gebruik wat woord vir woord vertaal is en nie net wat gedagtevertalings is nie. Ja. Want 'n vertaling van 'n gedagte of 'n konsep vat die woord vir woord wat in die Hebreëus of Grieks geskryf is weg en maak dit 'n konsep en deel dan die konsep. Ja. En so dit is wat ek eintlik sou wil sê is, kom ons kom terug, ons lees die woord, ons mediteer daaroor en ek het nou iets self ontdek. Ek het nou op hierdie hoë ouderdom van my begin om te sê ek wil hoofstukke in die Bybel memoriseer. Okay. So, en vir 'n onlangse tydperk moes ons Johannes 17 memoriseer. Ja. En dit was nogals dis 'n baie moeilike gebed. Sure. Wat Jesus daar bid. Ja, dit is. En so toe, as jy dit gememoriseer het, dan het jy dit in jou kop, dan sê jy dit vir jouself. Okay, en toe wat ek dan doen is ek begin dit bid. En dan haak ek vas by 'n stukkie, dan sê ek, Here, wat sê U eintlik hier? Wat het U bedoel toe U dit vir U Vader gevra het? Wat was in U hart? En dan kom jy agter Jesus se gedenkspatroon wat hy gehad het en hoe hy as mens vir die Vader goed gevra het met die vaste wete as hy dit gaan vra, gaan die Vader dit doen. Dis hoekom ons bid, laat U wil geskied. Sy wil is in die woord geskryf. Dit wat sy wil is, kan ons met 'n vaste vertroue bid, net soos Lea nou vir ons verduidelik het van iemand wat uitkom uit verslawing. Ja. Dat ons weet as ons bid, hoor God ons gebed. En hy het natuurlik sy eie tyd om dit te verhoor. Ja. So nou, ons gaan eintlik vandag praat oor die stryd waarin die Andrew Murray saam met die NG Kerk geval het teen die liberale teologie. Ja. En wat 'n geweldige stryd was dit. En hierdie week toe ek dit voorberei, toe besef ek net, ons verstaan nie wat 'n aanval op die kerk doen en hoe ons 'n aanval moet hanteer nie. Ja. So dit was vir my een van die dinge wat ek net gewonder het oor of ons dit verstaan vandag en of ons maar net, hier gaan ons as die kerk is goed, maar daar's so baie aanvalle op die kerk vandag. Ja.
Daar's vals profete, daar's vals apostels, daar's vals leraars, daar's allerhande mense wat dinge sê wat nie in die woord staan nie. En wat nie waarheid is nie. Wat nie waarheid, God se waarheid nie. ja, wat nie bevestig word deur die woord nie. Ja. En dit word dan word dit geleer as die waarheid en mense doen dit en hulle bid dit. Maar daai is nie wat in die woord staan waarop ons 'n vaste fondament kan hê Daar's hy. om op te staan nie. Ja. Maar voor jy verder gaan, definieer vir my liberale teologie. Die liberale teologie of rasionalisme noem hulle dit, het gekom uit Europa waar daar 'n groot ateïstiese beweging ontstaan het, wat alles wat in die Bybel staan begin bevraagteken het. So die liberale teologie wou al die grense wat God vir ons stel afgooi. En dan lewe ek volgens dit wat my realiteit is. Dis vandag ook dieselfde, dat dit wat vir my werk is wat ek nou gaan doen. En onder andere het hulle begin bevraagteken die drie eenheid van God, die goddelikheid van Jesus Christus, Wow. die maagdelike geboorte, die opstanding, sy fisiese opstanding, sy hemelvaart. Hulle het begin bevraagteken dat daar 'n lewe na die dood is. Hulle het allerlei dinge begin bevraagteken en eintlik bly daar niks oor. Dis van alles dit wat ons belangrik glo is. nie. Ja. En dan in die kerk is dit net 'n vorm godsdiens. Ons gaan Sondag kerk toe, ons hou nagmaal, ons doen wat ook al en dan is ons gered. Maar daar's die dieper waarhede van die Christendom wat deur die eeue verkondig is, word bevraagteken en verwerp. Dit is baie sleg. Ja. So dit was nou dit wat ons is nou deurgaan deur Andrew Murray hulle se stryd, dan gaan ons nou sien so verlede week. Ekskuus, so dit was waarmee Marie gekonfronteer Ja. was in al hierdie, Ja. En want hy's nou die moderator van hy's nou die moderator. Ja. Hy's in die 1862 synode is hy verkies tot die moderator. So en in daai hulle was nou dit was ook ons het vertel van die mense wat uit die noorde gekom het en ver moes reis het met 'n stoomboot gekom en die boot het gesink daarna by Kaap Agulhas. Toe moes hulle nou te perd in die Kaap kom. Toe kom hulle nou laat by die vergadering aan. Na toe is daar 'n mosie van wantroue teen hulle ingestel deur 'n ouderling wat sê hierdie mense wat Transoranje is en in Natal mag nie aan die Kaapkolonie se synode deelneem nie, want hulle is eintlik nie deel van die Kaapkolonie nie. Terwyl hulle in 'n vorige sitting gesê het die mense mag dit bywoon en hulle het stemreg, want hulle is verwant aan die Kaapse synode. Nou is nie 'n noordelike synode waaraan hulle kan behoort nie. So hierdie mosie word ingestel. Die rede is dat die Kaapse kerk, die NG Kerk in die Kaap, het baie onder liberale teologie alreeds verval. En die mense aan die kant die Transoranje was meer behoudend. Hulle het geglo in die ortodokse lering van die NG Kerk. So eintlik het hierdie mosie gekeer vir hulle wickets. Ja. Ja. As jy dit so kan stel. Ja. So daar was toe nou 'n hofsaak oor mag hulle nou dit deelneem of nie. Dis 'n siviele hofsaak. Okay. En die hofsaak het uitgesê te uitspraak gegee hulle mag nie. So daar moet hulle huis toe gaan en hulle verdaag toe daai synode. Nou gaan hulle eers want hulle wag nou eers vir die uitspraak. Die uitspraak kom eers 'n jaar later. So dan moet hulle nou weer 'n synode sitting hou. So en daar was ook die probleem van 'n dominee Kotse wat 'n liberale stelling gemaak het. Wat gesê het hierdie een leerstelling in die Heidelbergse Katekismus is nie die waarheid nie en dit is dat die mens is totaal verlore. Dit is nie die waarheid nie. So nou kom daar goed en hulle het hom toe tydelik geskort. Hangende ondersoek na wat sy lering nou regtig is. Okay, en so nou vergader hulle weer in 1863. En die dominee weier om sy opmerking van die vorige jaar terug te trek. En so die skorsing word op hom afgedwing maar hy doen dit met behoud van sy salaris. Nou moet hy die volgende jaar 1864 moet hy nou 'n skriftelike kennisgewing kry
dat sy status as herder en leraar van die NG Kerk gaan verval en hy word uit die bediening gesit. So, en Andrew Murray was vreeslik ernstig. Toe sê hy, vandag moet ek 'n werk doen wat nog nooit in die kerk van Suid-Afrika gedoen is nie. Die synode het na 'n lang en biddende beraad tot die besluit gekom dat een van die broeders skuldig bevind word aan dwaling in die leer van die kerk en dat hy ontrou geword het aan die plegtige belofte wat hy afgelê het tydens sy legitimasie. Ons sal hierdie broer nou die reg wat aan hom gegee is in die naam van Jesus Christus weer in die naam van Jesus Christus ontneem. Hy is skuldig bevind in die synode en deur die synode geoordeel as onwaardig om sy ampt te beklee. Ons moet nou biddend staan en opkyk na die Here wat die hoof is van die gemeente, sodat ons wat meen dat ons staan, nie ook val nie. So dis sy opmerking voordat hy nou oorgaan tot die. En die man se opmerking was dat die mens is nie verlore nie. Nee. Nie totaal verlore nie. Die mens is nie totaal verlore nie. En dan kom baie ander goed, dis nou maar een opmerking wat gemaak is. So daar was nou baie ander goed wat later nog bygesê is. Okay, hierdie besluit sluit nou een van die pynlikste hoofstukke af in die NG Kerk. Nou is die gemeente van Darling vakant. Daar's nou 'n pos. Maar die kerkraad en die trustees van die eiendom van daai kerk skaar hulle aan die Dominee Kotse se kant en stuur 'n brief aan al die dominees in die kring van Darling, daai area, die raad, dis hulle noem dit dis die kring van Tulbagh. Stuur hulle dat hulle is nie welkom by Darling nie. Hulle word die kansel geweier, niemand mag daar preek nie, behalwe Dominee Kotse, wat nou nie mag preek nie. So Kotse bring toe nou sy saak voor die siviele hof. Nou is daar 'n groot hofsaak en Andrew Murray, en nou dit lees, hy het 'n speel 'n hoofrol hier. So in 1864 vergaar die synode om hierdie vorige synode se vonnis oor die predikant te bekragtig. Kotse weier om dit te aanvaar en hy gaan net voort om as in Darling asof daar niks teen hom is nie. So Augustus 64 vind die hofsaak plaas. Kotse versus Andrew Murray, moderator van die NG Kerk. Op die regbank was daar 3 regters, regter Bell, Kloete en Watermeyer, van die hoofregter, Sir William Hodges, was op verlof. Die eiser is verteenwoordig deur 'n prokureur-generaal en 'n advokaat. Die advokaat wat die verdediging moes hanteer, het kort voor die hofsitting ernstig en dodelik siek geword. Hy is later aan dit oorlede. En Andrew Murray word onverwags opgeroep om sy eie verdediging in die hof te doen. What? So die Kotse se eis vra dat die synode besluit vernietig verklaar word om hom van sy ampt te onthef. Hy sê die synode is nie 'n hof nie en is nie bevoeg om 'n beskuldigde te veroordeel oor sy leer en lewe as 'n leraar nie, en hy teken appel uit teen die uitspreek van hierdie uitspraak. En hy sê dat die uitdrukking wat Kotse gesê het, word deur ander gedeeltes in die formulier wel bevestig. So daar's nou konflik in, is dit wat nou gesê het, en selfs die woord van God spreek homself, is teenstrydig. So dit nou sy eis. Die verweerder van Andrew Murray, sy antwoord is dat die hof kan nie beslis wat in die kerkleer voorkom nie. En dat die synode nie wederregtelik opgetree het nie, en hy sê dit moet bindend gehou word. Goed, een hele dag word nou gewy aan die pleidooie. Ek weet nie eintlik hoe werk 'n hofsitting nie, maar ek kan nou my kop dit stel. So, Andrew Murray, begin met die volgende die woorde. Geagte Here, dit is met 'n groot mate van weersin dat ek dit waag om hier op te tree. Ek praat onder baie ongunstige omstandighede. Die taal wat ek gewoonlik gebruik en die onderwerpe wat van my gewone studie is nie die taal en die onderwerpe wat met menslike regspleging verband hou nie.
Die styl van woordvoering waarin ek my gewone betrekking gebruik, word nie uitsluitlik tot die verstand gerig nie, maar veral tot die hart en die innerlike gemoed van die mens. So. Ek vrees dus dat ek nie reg sal laat geskied aan hierdie belangrike saak wat aan my opgedra is nie. Omstandighede laat my egter geen ander keuse nie. Ek het nie nodig om die omstandighede in die hof te noem nie, omdat almal in die hof net so diep betreur is daaroor dat ons beroof is van ons regsgeleerde raadgewer. Mag God hom spaar dat hy steeds van nut mag wees vir die hof, die land en die kerk. Onder hierdie omstandighede wil ek die hof om verskoning vra indien my taal of redeneringe nie altyd sou ooreenkom in die praktyke van die siviele regshof se taal nie. En aan die ander kant hoop ek dat ek nie ontbreek aan die eerbied wat aan die hof verskuldig is nie, en dat ek die hof nie sal kwets of oneer aandoen aan die saak wat met my swakke verdediging nou aan my opgedra is nie. Hy maak nou breedvoerig verskoning, maar sy argument wat hy nou in die hof aanvoer, duur 4,5 uur. Toe hy dit nou voltooi het, gee regter Bell hom die volgende kompliment. Daar kan net een mening wees oor die vermoë en pligsgetrouheid waarmee jy jou saak beredeneer het. Daar is min prokureurs wat dit so sou kon doen. Die prokureur-generaal wat nou by die aanklaer is, was self 'n bekwame redenaar en hy sê, ek het met belangstelling en bewondering geluister na hierdie ernstig, welsprekende toespraak van my eerwaarde vriend. Ja. Die uitspraak in die hof was egter ten gunste van die klaar. En die verweerder het die saak met koste verloor. So die NG Kerk moes nou die hofsaak betaal en hulle het verloor. En die uitspraak van die synode word vernietig verklaar en Kotse word herstel in sy amp met al die voorregte as predikant van Darling. Die hofspraak sê, en dis vir my so belangrik toe ek hierdie goed lees, is nou wel al hierdie regsterme, Ja. maar ek sien nou die verskil tussen 'n siviele hof en God se hof. Die kerk is God se hof. So hier's nou twee goed wat moet gebeur as iemand uit lyn raak. En vandag het ons nie meer hierdie vangnet nie. Ons het nie 'n vangnet van mense wat vir ons sê, nee, jy's op 'n dwaalspoor nie. So. Dit word net afgelag en gesê, maar ek het dit by die Here gekry, en nou kan ek dit maar vir mense leer. En dit net vir my die skokkende waarheid van dit, die gevaar waarin ons vandag in die kerk verkeer. So die hofspraak beslis op die volgende gronde: wanneer die synode 'n besluit uitvaardig waardeur 'n burgerlike reg of vryheid of die status van enige lid van die kerk ontneem word, sal daardie persoon die reg hê om die siviele hof te nader om 'n reguitspraak te kry. Die synode sal in sulke gevalle verplig wees om die besluit wat geneem is te regverdig of te verdedig en sê wat is die gronde waarom moet die siviele hof nou 'n uitspraak gee oor die kerk. So wat gebeur is alles wat hulle gesê het is gegrond op die feit dat die dominee kan nie sy status in sy dorp verloor nie. Hy kan ook nie die regte wat hy kry by die kerk, onder andere salaris wat op daardie stadium nog deur die regering betaal is nie, kan hy nie verloor nie. So dit mag nie sy menseregte mag nie geskend word nie. Dis die uitspraak van die hof. So hier het nou 'n groot konflik in die kerk ontstaan. Dit het gelyk asof daar 'n oorwinning is vir die liberale teologie en dit het sluise oopgemaak wat gelyk het asof die onortodokse leer, nie die ortodokse leer beteken die leer wat op die Bybel gegrond is. Unitarisme is 'n ander term van een of ander van die goed wat ons later kan bespreek. En hierdie aaklige, skrynende rasionalisme kan nou in die kerk invloei. Maar dit was 'n oorwinnaar waarin die oorwinning waaroor die oorwinnaars groter verlies gelei het as die wat verower is. Ons gaan nou sien wat dit gebeur. Want daar is nederlae waardeur diegene wat verslaan is groter winste maai
as diegene wat oorwin is. Die uitspraak van die Hooggeregshof met die breedvoerige verslag van die verhoor word nou in die koerante net so gedruk. En dit word in alle dele van Suid-Afrika versprei en met gretige belangstelling en baie fliks bestudeer. Nou is daar brosjures en pamflette oor hierdie brandende vraagstuk van die dag wat deur die pers gereeld gepubliseer word, want daar word nou briewe heen en weer geskryf van die liberale kant en van die ortodokse kant. Die belangstelling in kerklike sake word grootliks aangewakker en sodoende word die openbare mening opgevoed oor die eintlike punte waarom daar 'n geskil is, om dit te begryp en helder te onderskei tussen die uiteenlopende en teenstrydige beginsels van liberalisme aan die een kant en ortodoksie aan die ander kant. So niemand het eintlik geweet wat in die kerk aangaan en wat besig is om in te sypel nie. So na hierdie hofsaak weet die hele land. Ja. En Andrew Murray het 'n boek geskryf. Dit is vervat in die versameling, die versamelde werke van Andrew Murray, en die boek se naam is die huidige ongeloof. Sure. Of die ongeloof wat tans in die kerk heers. En dit is teen liberalisme. Ek sal net die boek se titel net gaan kyk en dan teruggee die ding. So daar kan 'n mens alles lees van wat gesê is van die liberale kant af en wat gesê is deur die kerk, en dan gaan ons daarom ook nou sien wat nie vandag nie, maar volgende week wat die oplossing was. 'n Groot oplossing wat mens eintlik vandag nog kan toepas. Ja. Want ek is seker dit wat Andrew Murray as 'n fondasie gelê het, is wat ons moet daarop bou. Nee. Ja, ek dink onthou dat baie van ons of mense wat in die kerk is vandag is nie almal in die gereformeerde kerk nie. So die gereformeerde kerk het te leer en die charismatiese Pentecostal kerke het 'n kerkleer, maar dis alles op die woord gegrond. Die fokus is net 'n bietjie anderster. So dit is die belydenis dat God 'n drie-eenheid is, dat Jesus waarlik God is, toe hy gebore is. Hy was nooit sy godheid gelos en net mens gewees nie. Nooit nie. Hy is volledig God en volledig mens, en die persoon van die Heilige Gees word deur al die kerke wat vandag bestaan eintlik erken. Daar's ander goed wat by die kerk insluit, wat dit nou weggooi, wat ons kan sê, dit word 'n vals evangelie. Dan is die evangelie nie. So die evangelie, soos wat ons hom moet verstaan, staan baie duidelik in die Bybel. En my raad vir myself en vir almal is dat ons moet ons Bybel ken. Ons moet weet wat is die evangelie? Ons moet weet hoe het God homself aan die mens geopenbaar. Ons moet elke ding wat hy sê, moet ons in die Bybel die antwoord soek. En dis hoekom Bybels het kruisverwysings. Om te sê, dit staan hier so in Jesaja, hier haal Jesus dit aan in Matteus, hier haal Paulus dit aan in Romeine byvoorbeeld, of hier haal Petrus dit aan in sy briewe, of wat ook al, en veral dit wat Jesus self gesê het en wat hy bevestig het, moet ons baie aandag aan gee. En die evangelie wat hulle gepreek het, wat duisende bekerings tot gevolg het, moet ons ook weet en ken. Ek dink dit is 'n goeie plek om musiek te maak. Alberton Lewensentrum. En hoor wat sing hulle. Ek lê my lewe neer. En dit is wat ons kan nie met trots en met eie geregtigheid die woord lees nie. Lê eers jou lewe neer en dan kan ons Vader God se antwoord verwag. En hierdie reisgenoot nooi jou om verder saam met my en Elisabeth Jordan te kuier hier in Delf steeds dieper. Nou Elisabeth, ons het nou net omtrent nog 7 minute oor om te gesels en ek weet dat die volgende deel wat jy wil oor praat is ook 'n enorme, maar geef ons 'n inleiding, dan kan ons volgende week dit behoorlik deurtrap asseblief. Ja, so terwyl hierdie hofsaak nou met hierdie dominee Kotse aan die gang is, moet die kerk ook sy aandag wy aan 'n ander saak wat gelyktydig verloop met die Kotse saak. Dis nou 'n klagte wat ingedien word teen 'n sekere predikant van Hannover,
Dominee T.F. Burgers. Hy het ook goed gesê wat teenstrydig was met die leer. En 'n ouderling van Koelsberg het vir hom betug en gesê hy is met rasionalisme besmet. Jy weet, ek weet nie, die synodesittings kan seker ook maar baie moeilik raak. By name dat hy, Dominee Burger, die bestaan van die persoon van die duiwel, die sondeloosheid van Christus se menslike natuur, die opstanding uit die dood en die voortbestaan van die siel na die dood ontken het. So nou stuur die synode 'n kommissie na Hannover om nou daar te gaan uitvind en nou die getuienisse te kry van die mense wat dit gehoor het. En hy word ook geskort tot die volgende synodesitting in 1865. Ekskuus tog. Dominee Burger neem geen notisie van hierdie skorsing nie en hy gaan doodluiters aan, net soos Dominee Kotse van Darling. Hy maak toe nou ook 'n hofsaak aanhandig. So nou is Andrew Murray in 2 hofsaake waarvan hy die verdediging moet hanteer. En hierdie argument van hom hierdie keer was 48 bladsye lank. En hoofregter Bell het opgemerk: "Voordat ek my oordeel in hierdie saak uitspreek, wil ek aan die agbare verweerder indruk gee van my gewaarwording. Nie net van die duidelike wyse waarop hy sy betoog oor hierdie deel van die saak gelewer het nie, maar ook van die toon en die manier waarop hy die hof toegespreek het. Dis soveel anders as die aantuigings wat teen hom gestuur is om die hof te verdedig. Wow. Hierdie toon en gesindheid van hom ontlok by my 'n huldeblyk wat ek graag hoop hy sal van my aanvaar." So Andrew Murray moet nou in die hof 'n argument gee wat jy nie noodwendig gee as jy die evangelie verkondig nie. Die evangelie is eintlik baie eenvoudig, maar wat jy moet doen, jy moet dit so verkondig dat die persoon se hart en sy gewete daarop reageer. En in die hof is dit 'n redenasie, 'n argument wat gevolg moet word volgens die hof se bepalinge wat moet gebeur. So Andrew Murray moet hom nou verskuif van die een wêreld waarin hy gewoonlik praat na 'n ander wêreld waar hy nie gewoonlik praat. So weer eis die klaar dat die synode nie die bevoegdheid het as 'n regbank nie, presies omtrent dieselfde as wat Dominee Kotse gedoen het. Maar die verweerder Andrew Murray het nou 'n bietjie gaan huiswerk doen. En hulle het gaan lees wat het is vir die kerk besluit in daardie jare 1806. Toe Suid-Afrika deur Nederland aan die Engelse oorgedra is. Toe was daar 'n ordonnansie wat uitgevaardig is. Eers was dit deur De Mist en later was dit ordonnansie van 1843 wat die kerk beskerm het as 'n onafhanklike liggaam en dat die siviele regering hom nie mag inmeng met kerksake nie. My aarde. So nou het Andrew Murray 'n grond om op te staan. En hy sê die ordonnansie bevat hierdie sinsnede: geen aksie of vervolging in die siviele wet mag teen enige kerklike hof ingestel word vir die uitspraak in die geval van 'n skandaal of 'n misdryf wat voor hom gebring is en tot sy bevrediging bewys is en wat gelei het tot sensuur nie. So die siviele hof het nie die vermoë om vir die kerk te sê daar moet skadevergoeding betaal word aan die persoon wat sodanig onder sensuur gelê is nie. Hierdie twee sake verskil effens van mekaar, maar stem ook ooreen. Maar nou het Andrew Murray gesê hy wil die bevoegdheid van die Hooggeregshof in twyfel bring om die interpretasies en kwessies rondom die leer van die kerk te oordeel. Dit kan maar alleen deur 'n kerklike hof uitgeklaar word, nie deur 'n siviele hof nie. So dis nou Andrew Murray se fokuspunt. En ek dink hieruit kan ons geweldig baie leer. As iemand vir my sê, jy dwaal, jy's op die verkeerde pad, dan moet ek sê op grond waarvan gesê dit, dan moet ek na die Bybelse hof toe gaan. Die Here Jesus is die hoof van die gemeente. Ek moet vir hom gaan vra, Here, is dit wat ek gesê het teenstrydig met dit wat U in die woord geskryf het? Wys my.
Dan moet ek gaan ondersoek instel of ek die waarheid praat en of ek dalk nie die waarheid praat nie. En ek kan jou sê, Estie, dat ek het self baie keer myself moes gaan ondersoek van uitsprake wat ek gemaak het en mense geleer het. Wat ek agterna besef het, hoorie, maar hierdie is die waarheid. Maar dis nie die waarheid van die nuwe verbond nie. Dis die waarheid wat in die ou verbond toegepas is, wat deur Christus vervul is. En toe bring hy 'n nuwe verbond en ek moet kyk of die woorde wat ek praat in die Ou Testament geldig was vir die volk van Israel en maak ek daardie beloftes aan Israel net so op 'n ander nasionale entiteit van my eie land van toepassing, wat nie is nie. En daar is 'n groot gesprek in hierdie ding wat mens kan oor praat, maar ons moet onsself aan die hof van God onderwerp. Want Jesus het self gesê, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk ingaan nie. Dan gaan party mense sê, maar ons het in U naam gepreek, ons het in U naam geprofeteer en selfs duiwels uitgedryf en wonderwerke gedoen. Ja. Dan gaan hy sê, maar ek ken julle nie. So hier moet ons self ook vir ons uitmaak, wat glo ons? Ja. Ons moet weet wat glo ons. En as jy dit nie by jou gemeente leer nie, gaan na 'n plek toe wat vir jou kan sê, wat is dit wat ons glo? En daar's baie apologetics vandag, wat is dit? Apologie aantekenaars wat vir ons kan leer.